Hi, my naam is Morney. Ek is 'n joernalis in die Vrystaat op die oomblik. Ek het 'n hele paar jaar ervaring in verskillende media, byvoorbeeld koerante, tydskrifte en die laaste paar jaar radio. Nou, ek het nie 'n gunsteling medium nie, maar ek is baie lief vir radio omdat dit onmiddellik is. En die lekker ding van radio is jy hoef nie 'n dag te wag voor iets verskyn nie en jy hoef ook nie soos met 'n tydskrif miskien 'n week of 'n maand later oor iets te berig nie. Radio is onmiddellik. Maar deesdae spring sosiale media ons voor, want as jy byvoorbeeld 'n ongeluk teekom in jou dorp se hoofstraat, jy kan 'n foto neem, jy kan 'n kort byskrif byskryf, jy hoef nie eers nie. Jy plaas dit op sosiale media en binne 'n kwessie van 'n paar sekondes kan dit die hele wêreld vol versprei. En dan is ons by die radio nog besig om die storie te skryf, die feite na te gaan, te verifieer, seker te maak alles is reg. Nou, om dit as het ware te omseil, die feit dat ons nou, soos hulle in Engels sê, gescoop word die hele tyd, het ons 'n nuwe benadering nodig. En hierdie nuwe benadering is wat ons noem vorentoe kyk. Nou, met vorentoe kyk bedoel ons, dis dieselfde storie, daar's 'n ongeluk in Hoofweg, maar in plaas daarvan om te sê in die volgende nuusbulletin, daar was 'n ongeluk in Hoofweg, gaan ons liewer sê wat daarna gebeur of wat op die oomblik gebeur. Nou, geen nuusgebeurtenis staan op sy eie nie en hou ook selde op, daar is altyd iets wat daarna gebeur. In die geval van 'n motorongeluk kan ons sê 7 mense word in die hospitaal behandel. In plaas daarvan om te sê 7 mense is hospitaal toe geneem, want dit maak dit ook weer oud, sal ons sê 7 mense word in die hospitaal behandel na die ongeluk in Hoofweg. En wat dit lekker maak van vorentoe kyk is, ons kan deur die loop van die middag of deur die loop van die oggend, kan ons almekaar nuwe invalshoeke hê. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld 1 uur gesê het, 7 mense word in die hospitaal behandel na die ongeluk, dan kan ons 2 uur sê, die polisie stel ondersoek in na die ongeluk, waarin 7 mense beseer is. Ons kan 3 uur se kant kan ons sê, niemand is nog in hegtenis geneem nie. Ons kan 4 uur sê, die polisie het iemand ingeneem vir ondervraging. En dis die manier om vorentoe te kyk, en so bly ons een treetjie voor. Vorentoe kyk beteken nie ons is waarsêers of fortuinvertellers nie. Dit beteken bloot, ons kyk met elke invalshoek, die eerste reël van 'n nuusstorie op die radio, kyk ons vorentoe. En daar's baie voorbeelde hiervan, byvoorbeeld as die DA aankondig dat sy leier gaan terugtreë, dan sê ons nie die DA het aangekondig sy leier gaan terugtreë nie, ons sê die DA is op soek na 'n nuwe leier. Dit gee onmiddellik vir jou 'n nuwe invalshoek. Dit gee vir jou 'n invalshoek wat vorentoe kyk. Daarna kan jy byvoorbeeld met 'n politieke kommentator gesels, en die politieke kommentator kan byvoorbeeld sê die DA gaan sukkel om 'n nuwe leier te kry. Weer gaan of sal, en dit kyk vorentoe, in plaas daarvan om te sê, John Steenhuisen het gesê, hy tree terug, kan jy sê, John Steenhuisen sien daarna uit om minister van Landbou te bly, of John Steenhuisen gaan hom nou ten volle daarop toespits om die Beck-en-Close krisis die hoof te bied. So dit is maar 2 van die maniere wat 'n mens vorentoe kan kyk. Die ander manier natuurlik om vorentoe te kyk is om nie ou nuus te hê nie. Byvoorbeeld as ons in Suid-Afrika in die middag wêreldnuus soek, help dit nie ons berig oor Amerika of die VSA of die Westelike Halfrond selfs nie, want die Westelike Halfrond slaap nog teen 1 uur in die middag by ons. Daarom kan ons nuus gebruik van Australië, van Europa, van die Midde-Ooste, nuus wat op die oomblik gebeur. En dan gaan ons ook nie sê, so en so het gesê nie, maar so en so sê. So en so sê, onderhandelinge is onderweg tussen Rusland, die VSA en Oekraïne oor 'n moontlike vredesooreenkoms. Dan reeds sê ons vir die luisteraars, ons is op die hoogte van die nuus, ons weet wat nou op hierdie oomblik gebeur. En dit kan op allerlei soorte stories toegepas word, dis nie net harde nuus nie, selfs as daar 'n geldinsameling is, en ons berig byvoorbeeld, 'n organisasie het R500,000 ingesamel. Hoe kan ons dit vorentoe laat kyk? 'n dierewelsynsorganisasie byvoorbeeld, gaan die R500,000 wat hulle ingesamel het, gebruik om nuwe hondehokke te bou. Of selfs net sonder daai ingesamel het, kan ons sê, 'n diereorganisasie sien daarna uit of beplan om nuwe hondehokke te bou. En dan die tweede paragraaf, vir alles jy besig is om 'n storie van nuwe invalshoeke te voorsien, met ander woorde, soos ons in Engels sê, re-angle. Ons re-angle die storie vir 1 uur, vir 2 uur, vir 3 uur, vir 4 uur. So as ons 1 uur die storie het,
'n dierewelsynsorganisasie gaan hondehokke bou met 'n groot skenking wat hy ontvang het, of net beplan om hondehokke te bou. En nou het die tweede paragraaf dieselfde, R500,000 is ingesamel tydens 'n reuse veldtog by winkelsentrums op so en so 'n dorp, die afgelope 2 maande, en die paragraaf kan dieselfde bly, want as jy dan later die invalshoek verander om byvoorbeeld te sê, 'n dierewelsynsorganisasie sê hulle beplan om weer so 'n insameling te hou, dan hou jy die tweede paragraaf dieselfde. Die organisasie, noem jy sy naam, sê hulle gaan die R500,000 gebruik om hondehokke te bou, of jy sê die vorige tweede paragraaf wat neerkom op R500,000 is ingesamel tydens 'n reuse insamelingspoging of projekte by verskeie winkelsentrums in hierdie dorp of hierdie stad. En so bespaar jy tyd, want as jy elke halfuur 'n nuusbulletin moet saamstel, is daar nie tyd om elke keer van vooraf 'n nuusbulletin te skep nie. Dan verander jy net almekaar die invalshoek en so bly die luisteraar ook op die hoogte. En daai tweede paragraaf help hulle om beter te verstaan wat gebeur, want radio sê ons is 'n sekondêre medium. Met ander woorde, iemand ry in die motor, iemand sit op kantoor, hulle is besig om te werk, hulle luister miskien net met een oor. En daai een oor moet baie duidelik hoor en 'n paar keer hoor wat gebeur het voor dit miskien insink. Ons gaan later kom by nuusaanbiedinge en hoe jy mense se aandag moet boei, maar die manier wat jy skryf om mense se aandag te kry en om hulle te kry om die feite in te neem, is om 'n deel van die storie, wanneer jy 'n nuwe invalshoek skep, 'n deel van die storie te herhaal. En dit is gewoonlik die middelste paragraaf, die agtergrond. En dan laastens, die derde deel van 'n standaard nuusstorie vir die radio, dit het gewoonlik 3 paragrawe. Die eerste paragraaf, kyk ons vorentoe, ons sê wat gaan nou gebeur, wat sê hulle, wat vra hulle, wat eis hulle, waarop dring hulle aan. En dan die tweede paragraaf is die agtergrond, die derde paragraaf is waar ons gewoonlik 'n woordvoerder aan die woord stel. Met ander woorde, dan kan ons of net sê, Dishlabeng DA raadslid Irene Rickheimer, en dan speel ons die klank, of ons kan sê, Dishlabeng DA raadslid Irene Rickheimer sê, hulle wil nog sulke projekte van stapel stuur, en dan speel jy die klank. En dit is die beginsel van vorentoe kyk.